Baie welkom by vandag. Die tema is kruispad geloofsfases. Ek is so opgewonde om hierdie vir julle te verduidelik, want ek dink van alles wat ek in my lewe geleer het, hierdie my die meeste gehelp om te verstaan waar ek is in my geloofslewe en hoekom ek sukkel met seker goed. En vandag wil ek vir julle vertel om te verstaan hoekom ons met die Heilige Gees sukkel. Nou kyk, geloofsfases of fases in jou lewe is 'n natuurlike ding. Ons baie studies daar gedoen. Ek sal net 'n bietjie vertel daarvan. Maar ons almal was babas gewees. Daar agter Stefan se babatjie is nou daar. Toe word jy 'n Peter, toe 'n kleuter, toe 'n kind en toe 'n tiener en iewers die potjie trein ensovoorts. En ons sê as daar fout gaan dit met die potjie trein, as jy vandag gerook, sit hom net te gou geslaan het toe jy nou op die potjie kon sit. Die goed is heavy interessant nou. Dan kry jy die tienerstadiums wat jy wild is en weet bietjie teen jou ouers opstaan en die grense toets. Dan word jy young adult wat jy self moet ontdek. Dit is eintlik moeilik om vir jouself te sorg. Tussen 30 en 40, jou brein is eers op 33 klaar gevorm. Dit is 'n goeie nuus vir julle wat sukkel met al ander goed. Vir julle wat na 33 is, daar's nog ook hoop want 'n mens se brein is nooit heeltemal klaar nie. Dan kom jy in jou middeljare, bejaard. Dis wanneer mans gewoonlik begin rondkyk of weet en wonder waar hy ou meisie wat hy gehad het nie tog beter was as die vrou wat hy gevat het, dan koop hulle maar so afslankap kar en sulke tipe goed en nou doen die vrouens baie ander goed. Hulle verander hulle niemand hulle meer ken by die reunies waar hulle is nie. Goed, dan word jy bejaard. Nou deesdae vat dit 30 jaar om te beweeg van 40 na 60 toe. 30 jaar. Julle het geweet, dit is eintlik ek dink nie daaraan nie. Toe ek jonk was 'n oom wat 50 was eintlik amper dood gewees. Nou is jy 80, weet jy, vandag is dit 90, maar in elk geval, dan word jy oud. En niemand weet waarna dit ons nie, en dan word jy stok oud. Dis wanneer jy met 'n stok begin loop, dan is jy stok oud. So ek hoop jy weet waar jy is. Weet jy waar is jy? Ek wil van julle is nog soos tieners, en trek soos tieners aan. Dit is ook oké, mense so jonk so wie dink jy is. Maar dit help mense bietjie om te verstaan waar jy is. En mense wat jou sien, Louis, jy seker nou 'n young adult, nee, so jy weet waar jy is. So jy kan nie net saam die valke gaan en so nie. Jy hulle gaan kyk snaaks kyk vir jou. En julle wil ook hê ons moet daar vir julle wees, want julle is 'n young adult. So hierdie help mense om te verstaan waar jy is en nou wil ek vandag vir julle sê, die ouens daar se ou James Fowler, hy het geloofsfases uitgewerk. En ek gaan dit vandag met jou deel en ek wil vir julle sê daar's van julle wat ek dink nog kleuters is. Dis ons hoor. Dis 'n skokkende ding, as ek dit gesien het ek besef ons is in ons Paulus sê party van julle drink nog melkkos. Dis tyd dat jy 'n vaste kos begin eet. Dis Bybelse gedagte. Ek gaan dit met julle deel. Hoekom deel ek dit vandag met julle? Want ek is besig onder leiding van die Heilige Gees om ons te laat verstaan hoekom die Heilige Gees vir ons so belangrik is en ek kom agter dat ons is skief vir die Heilige Gees. Ek wil dit vandag met hierdie verduidelik vir julle. Want die Heilige Gees is die hoofveranderingsagent wat ons gekry het en as jy skie is vir hom, mag jy nooit verander nie. Jy gaan bly soos jy is vir die res van jou lewe. So ek gaan nou vandag vir julle hierdie geloofsfases verduidelik. Al wat ek gaan doen. Ek wil dit verduidelik sodat jy kan sien waar jy is. En dis baie lekker om selfkennis te hê. Ek weet nie wie van julle dit al gesien het nie. Daar in die tweede plek ek wil vir jou wys hoe wissel mense tussen die fases. Want dit is belangrik. En dan wil ek hê jy moet ontdek wat is jou volgende tree. OK. Want jy kan bly soos jy is vir die res van die lewe of jy kan wegbreek met die Heilige Gees. OK. Hierdie is deel van hierdie hele ding wat die Here op my hart gelê het wat Beethoven gesê het. Don't only practice your art but force your way into its secrets. Because each and knowledge can raise men and women to the divine. Dis wat ons eintlik is. Ons is divine wesens. Heilige wesens wat gevul is met God se heilige liefde. Dis hoe ons gemaak het in die begin. So dis hoekom hierdie belangrik is. Nou het ek 'n byl daar. So nou is daar 'n oom, 'n jong oom en 'n ou oom met 'n stok loop en dan 'n jong man. Hulle gaan bome kap aan. Dis nog in die ou tyd daar in die Nuisna bos. Ons al daai mooi bome afgekap. Dan daai ou oom, nee, hy kap heel nice, man, sterk manne. Maar elke halfuur dan stop hy. Dan slyp hy daai byl. Dan kap hy weer. Die jong man kap net aan mekaar, want jy kry geld vir die wat jy afkap. Die einde van die dag nou vra die oom vir die jong man nou hoekom slyp jy nooit jou byl nie? Hy sê oom, daar's nie tyd nie, ek moet hierdie bome afgekap kry.
Nou dis is baie van ons is met die hele lewe. Ons gat net in soos 'n boel in 'n China shop en jy kyk nie bietjie wat aangaan. Hierdie is om jou byl skerp te maak vandag. Hierdie is 'n belangrike oomblik van jou. So sit rustig en jy sal sien waar dit gaan. Maar voor ek hierby kom, wil ek tog net iets verduidelik, want ou moet nou weet hoekom jy moet luister. Ek wil verduidelik hoekom die skieheid, hoekom ons dit het, en hoekom die Heilige Gees vir ons belangrik is. OK. Nou, die van julle wat dink julle is nie skie nie, wil ek jou 'n paar vrae vra. So, wat is die eerste liedjie wat jy geleer het oor die Vader? Daar was nou 3 persone. Vir die meeste was dit, my God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Nou dit gaan oor die Vader, nee. Toe hulle vir Jesus vra, help ons om te bid, toe sê hy, so met julle bid, ons Vader wat woon. Kan jy net die woorde gee, hulle het later geskryf, nee. Maar dis bekende, en daar's baie liedjies oor die Vader. So het net 'n klomp gesing, sing lof tot die Vader, die Seun, die Heilige Gees. Goed. Die Jesus liedjies, wat is die eerste Jesus liedjie wat jy geleer het in jou lewe? En wat is die bekendste een, as ek dalk vra? Jesus, groot bo almal, nee. En dan is daar duisende Jesus liedjies. Ek wil die ou gesangeboek, vergeet die psalmboek, want dit gaan oor die Here God, maar die gesangeboek, dink ek het 285 gesange, en ek kan nie onthou nie. Ek dink, die helfte van is Onse Vader, dan daar 3 eenheidsliedere, en dan is daar baie Jesus liedjies, baie. En hoeveel Heilige Gees liedjies is daar? 5. Wat net oor die Heilige Gees gaan. Net 5. Ek kom vra vir jou, wat 'n bekende Heilige Gees liedjie ken jy nou? So, die eerste een wat ek sê bietjie gereken het, ek ken, is die liedjie wat ons net nou gesing het. Ek onthou toe ons het begin sing het, waai deur my, die hou baie daarvan, maar dink ek is dit Bybels, hè? Waar in die Bybel staan dat die Heilige Gees dat ons moet waai? Monica, weet jy? Ek dink, wat se liedjie sing ons nou hier? Waar kom dit vandaan? Wat staan in Johannes 3 vers 3? Die Heilige Gees waai waar hy wil. En hy moet in jou waai, want dis eintlik hoe jy tot inkeer en wedergeboorte gaan kom. Jy weet, toe ons by Jesaja is, het daai wonderliedjie wat sê, Gees van God kom bly in my, kom steek die vlam aan van liefde in my, en so begin dit by mense ontwaak. Al wat ek vir julle wil sê, is, moenie dink jy is nie skief vir die Heilige Gees nie, jy is skief vir die Heilige Gees. Maar die eerste ding wat ek van die Pinksterkerk gehoord, Pinkster is nou van Pinkster gehoord, is die Pinksterkerk wat hande klap as hulle sing. En dit was nou groot sonde geweest, en nou hoef jy hande te klap as jy sing nie. Want daai tyd het ek groot geword. En dan die Pinksterdienste wat jy gaan bywoon het, was in die aand geweest, dan is dit bitterkoud geweest. En dan onthou ek net, dis eintlik 'n plek waar hulle moes gebid het, dat die Gees op die gemeente uit moes stort, en dan preek die dominee lank, en dan is daar 'n oom geweest, sy naam is Gideon, hy het my genant genoem, want my tweede naam is ook Gideon, en hy het 15 minute aan mekaar gebid. Nou staan ons almal, jy seuns moes gestaan het, nee. So dis my idee van Pinkster geweest. Dis nie 'n baie lekker plek nie. En Marie, het jy dit ook so gehad? So, dis hoekom ons kies vir die Heilige Gees. En ons weet ook nie eintlik baie van die Heilige Gees. Ons weet alles van die Vader wat alles geskep het. So die vraag is, hoekom is die Heilige Gees so belangrik? Hoekom moet ons nou 'n bietjie weet van die Heilige Gees? En daar's 2 geweldige groot redes eintlik. En die heel eerste een is omdat die Heilige Gees is een van die 3 persone van die goddelike drie-eenheid. Ek bedoel, dis soos die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Toe in die Ou Testament het ons God net geken as Yahweh Elohim. Dis die Here wat gered het en Elohim was die skepper God. Hy was gesê, hy is soos 'n Vader. En ons het bietjie gehoor van die Ruach wat daar was in die begin, seker op mense gekom het. Ons het in Daniël eers iets van die seun van die mens gesien, maar dit was die Here God gewees. Okay? Maar dit het nie lekker gewerk nie. En dan kom Jesus en hy sê, luister, hierdie God wat geskep het, Yahweh, is eintlik ons Vader. En hy sê, ek doen niks, sê in Johannes 5, sonder om die Vader te raadpleeg het. En as ons wil herskep word, moet ons ook met die Vader heeltyd gesels. En dan doen hy dit heeltyd. Dis Jesus. Dis die Vader van die familie. En dan kom die Seun en hy sterf vir ons. En wat doen die Seun? Hy bring ons by die Vader. Dan sê hy, nou gaan ek weggaan. Dan skrik die disippels hulle wit water weg. Dan sê maar, moenie bekommerd wees nie. Ek gaan vir julle, die Vader vra om vir julle die Gees te stuur. Die voorprater.
die Parakletos. En hy sal vir julle voorpraat, hy gaan herinner wat ek gesê het, hy sal julle die verandering bewerk in julle. Nou as jy, dis soos die moeder van ons huis, ek wil my ma het altyd geluister wat ek sê, ons is 'n bietjie bang vir my pa gewees, my broers van nie altyd gehoor wat ek sê nie, maar my ma het saam met my gesit en sy is een wat raad gee, die Heilige Gees is die moeder van die goddelike drie-eenheid. Nou hoe lyk jy wanneer jy uit 'n huis uitkom en jy nie by die ma was nie? Weet, ons het mamas issues, verstaan jy? Jy sukkel om te verstaan jy met 'n vrou werk, sal maar met 'n pa, hy sê wat nie, en die van ons wat sulke huise uitkom. So moet jy weet, as jy nie die Gees ook ken nie, en die Seun en die Vader, en dan het jy eintlik 'n wanbeeld van wie God is. Dis die eerste ding wat ek wil sê, en hiermee saam moet ons dit onthou. Die Vader het ons geskep, en het alles geskep en onderhou dit, maar hy het ons geskep na sy beeld. Toe daar fout gekom. Toe kom Jesus, en hy kom red ons. Hy het ons kom red, om wat te doen? Om ons weer by die Vader uit te bring. Hy het ons versoen met die Vader. Maar dan is dit klaar. Klaar. Maar wat moet nou gebeur? Die beeld moet in ons geregenereer word. Weer geherskep word. En Jesus kan nie dit doen nie. Hy het die mag van die bose gebreek wat dit vir ons moet doen, maar wie moet ons herskep? Die Gees wat hy vir ons gegee het. Die Heilige Gees moet ons kom herskep. En die probleem met ons is, ons lees heeltyd die evangelies, wat great stuff is. Maar dit vertel van die aardse Jesus wat hy kom doen het, want ons moet uitvind, dat hy gekom het as die redder wat ons wil herskep, die 4 evangelies. En aan die einde is dit net eintlik Johannes, wat vertel in Johannes 14 en 16 van hierdie Heilige Gees wat gaan kom. En dan in Handelinge word, sê Jesus vir die disippels, maar julle moet nou gaan bid, dis een van die boeke, net een boek wat die geskiedenis van die kerk vertel, julle moet nou Jerusalem toe gaan, julle sal nie kan aangaan, voor julle nie vra, dat die Heilige Gees vir julle gegee word nie. En as na die disippels kyk, was hulle ellendelinge, God vir Jesus verloon, Judas het hom heeltemal verraai, en die ander het geen krag gehad, tot wat gebeur? Die Heilige Gees op hulle uitgestort is. En wat gebeur toe Paulus gekom het? Paulus het nooit vir die aardse Jesus ken, hy ontmoet opgestaan Jesus, en hy sê nie van ek gaan die pad met jou stap nie, hy sê, jy moet nou gaan, die Heilige Gees sal die pad met jou stap. En daarom is die briewe van Paulus, wat ons verduidelik wat die Gees eintlik met ons doen, maar ons lees dit nie, ons ken dit nie eintlik nie. En daarom wil ek vir jou sê, as jy nie die Heilige Gees toelaat in jou lewe nie, sal jy nooit weer ooit die beeld van Christus kan vertoon nie. Jy sal altyd sukkel, want dit is die Gees wat vir ons die vrug gee. Passie gee om met mense te werk en gesels so Jesus. Dis die Gees wat vir ons die gawes gee om te gebruik. Dis die Gees wat ons so tuig om te verander. Dis die Gees wat ons herinner aan wat Jesus gesê, die lus om die Bybel te lees. Dis die Gees. En dis die tweede rede is wat Jakobus kom toe nou. Jesus se boetie. En hy skryf 'n brief so 70 jaar na Christus gebore is, soos 30 jaar na hy dood is. Hy sê, luister, julle almal het vir Jesus geken wat hy sit. En julle almal glo dat hy julle redder is. En julle almal sê julle gaan hemel toe op grond daarvan, want Paulus sê, dis net dit wat ons red, en ons sê, dis halleluja, dis reg. Hy sê, maar daar's geen vrug in julle lewe nie. Niks nie, zils. Daar's geen krag in julle lewe nie. Julle verskeer mekaar, hy sê, julle is soos honger wolwe met mekaar, julle vergewe mekaar glad nie. En hy sê, julle is soos 'n liggaam sonder die pneuma, wat die Gees is. En dan hoor ons wat sê Jesus. Hy sê, iemand sal moet nuut gebore word. Dit vertel hy eintlik van Nikodemus. Deur die Gees. Anders sal hy nie die koninkryk van die hemel kan sien nie. En sal ook nie die werking van die Heilige Gees in hom kan ervaar nie. En dis wat Paulus heeltyd sê, julle moet vervul word met die Heilige Gees, julle moet hom toelaat laat werk, en dis alleen maar julle sal vrug dra. En julle moet asseblief gaan kyk aan die preek wat ek nou laasweek gepreek het hier. Want wat ek besef het, ek het nou vir 16 dae daar vasgesit. Paulus het vir 3 jaar hier gebly in Arabië, tussen hy weer begin preek het, en hy tot bekering gekom het, en dis die tyd wat die Gees met hom gewerk het, en hom verduidelik het hoe werk dit, wat het Jesus eintlik kom doen. Ek het nou 16 dae gewees daar, en ek het daai KRT-behandeling beleef, en toe besef ek, dit is wat elkeen van ons moet beleef. Want wat KRT-behandeling doen, ons almal het kankerselle, maar jou immuunstelsel sien die selle en maak hulle dood. Myne en Monja en Willie en Hentison het dit nie gesien nie. En Leanne. En chemo soms kan dit doodmaak. Nie my gewerk nie. Toe vind hulle die KRT-behandeling uit, so hulle vat jou witbloedselle
En hulle manipuleer dit. Hulle bewapen dit, hulle verander dit. En dan sit hulle terug in jou lyf. So ek het nou hierdie vreemde goed in my lyf, so van die ander ou se hart kry, maar dit is nou beter as dit. Want dan vermenigvuldig dit en dit maak al my ander witbloedselle dat hulle so is. En wat doen hulle? Hulle sien die kankerselle wat by my B-selle is. En dan maak hulle al daai B-selle dood wat die kanker in het. En toe het ek eers gedink, nou gaan ons die Esther sê, maar ek sê mos dit, toe vind ek uit, as alles dood is, jou liggaam maak heeltyd weer nuwe B-selle. En daai nuwe B-selle het nie kanker in nie. En dieselfde proses met geestelik met ons gebeur, dat daar as jy kyk, daar is die kankerselletjie. En ons kankerselle, as ek nou vir jou sê, hoe lyk hulle? Daai selletjie by jou moet gesien word en doodgemaak word. Dis wat Jesus die mag gegee het vir die Heilige Gees om dit te doen, maar jy moet hom toelaat om dit te doen. En net die Heilige Gees kan dit doen. Jesus kan nie in jou in nie. Hy's 'n mens, God mens, maar sy Gees kan in jou ingaan. En ons kankerselle lyk omtrent so as jy na Paulus kyk, is geestelike luiheid en gierigheid en bekommernis en selfsugtigheid en verslawing en wraak en haat en jaloesie en hoogmoed. Die lys is eeue lank. Maar die goed maak dat jou heiligheid nie kan verskyn nie, want jy's te lui en jy sit jou vertroue op ander goed en nie op God nie. En wat geestelik moet gebeur, en vir die Heilige Gees sê, nou maar, ek wil nie meer so geestelik lui wees nie, ek wil graag die Bybel lees, ek wil die mense vergewe in my lewe, ek wil ophou om jaloers te wees, en ek wil ophou om hoogmoedig te wees, maar ek kry dit nie reg en ek wil ook geduldig wees. Hierdie ding wat van my pa afkom en my oupa, daai sondes van die vader, ek wil dit breek. Ek wil dit stop. En dan sê hy vir my, gee vir jou toestemming, ek moes geteken het dat jy in my inkom, en dan vervang ons daai geestelike luiheid met geestelike vluksheid. Maar jy weet, jy Jaapie vertel vir my, jy gaan die vakansie, gaan jy nou Suid-Afrika toe, en jy koop nooit 'n kaartjie nie. Jy sal moet sê, ek sit my geld neer, die Heilige Gees, ek wil die ding verander, ek's ernstig daaroor. En jy kom vat my hand, ek vat jou hand, en ons gaan hierdie pad stap. Dis is wanneer vir 'n vrou sê, ek gaan trou met jou, en ek gaan nou kyk na jou, dan moet jy dit doen, of jy moenie met haar trou nie. Maar jy gaan nie getroud wees as jy nie die stap vat om te vra en toe te laat dat sy, en dan regeer sy in jou lewe. Sy word jou ball and chain en jy haar, wat goed is. Maar hoekom doen jy dit? Dit is vir meer liefde, vir meer vreugde. Maar is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Maar die Heilige Gees is God se Gees, is die Vader se Gees, is Jesus se Gees, is nie die Vader nie, dis nie Jesus nie. Hulle is ook nie die Gees nie, want dis 3 persone wat verskillende rolle in jou lewe vervul. Soos jou ouers en jou broers, en jou pa en jou ma. En dit gaan nooit met jou gebeur, as jy nie die Heilige Gees toelaat nie. Nou wil ek verduidelik, hoekom sukkel ons so met die Heilige Gees, want ek dink as 'n ou die ding kan verstaan, as ons kan verstaan wat ons aangaan, dan kan jy dit verander. Ok, so, Jean Piaget het in 1896, hy was 'n Swiss, het hy begin werk en gesê, luister, alle mense gaan deur geloofsfases, veral kindersontwikkelingsfases. Toe het Erik Erikson later, in dieselfde tyd het hy geleef, hy was eintlik 'n Duitse Amerikaner, en hy het toe verder hierdie fases begin opskrywe. En die sielkundiges bestudeer dit nou, en kyk waar fout gaan en so. Toe James Fowler, wat in 1940 gebeur het, in 1960, het hy hierdie inligting gevat, en dis die boek wat ek gelees het, en verduidelik dat op dieselfde manier gaan ons die geloofsfases. En daar 6 sulke fases. En ek gaan dit net vir jou stuur, so jy hoef nie aantekeninge te maak, dat jy weer daarna kan kyk, ok. En al wat ek gaan doen, ek gaan die 6 vir jou verduidelik. Luister aandagtig wat ek vir jou sê. Luister mooi wat ek vir jou sê, want ek wil jy moet uitvind, waar is jy op daai chart. Want alleen as jy weet waar jy is, moet jy sê waartoe jy kan gaan, ok. Dis soos 'n storie wat ek gaan vertel. Nou, jy kan nie navorsing doen op kinders onder 2 of 3 jaar nie. Hulle kan nie vir jou vertel wat aangaan nie. Maar wat hulle agtergekom het, is dat hierdie is die pre-fase eintlik. Dat is jy en jou ma se kinders wat hulle base baarmoeder is in 'n huis waar die ouers so vul is met die Heilige Gees, sê die vrug van die Gees, en dit is liefde en is vrede en is vreugde en is geduld en is nederigheid, is goedhartigheid en is selfbeheersing en getrouheid aan hierdie kindjie. So hulle drink nie wyn, soos die klomp mense in die Kaap doen, en dan sal 'n klomp alkoholkindertjies nie. Hulle beklei nie, en die man skop nie die vrou op haar maag dat die kindjie seer kry nie. Verstaan julle? Maar as 'n kind groot word in 'n huis wat hy nie wanted is nie, dan weet hulle dit.
Want eintlik kan ek nie wag dat hierdie kind moet uit my lyf uit dat ek vir aanneming kan gee nie. En nie is van julle wat aangeneem is, en nie is van julle wat uit sulke huis uitkom, jy weet, dat daai goed moet gebreek word op jou. Jy wil die Heilige Gees toe sê, ek het nie my pa en my ma nodig, ek het die ewige Vader, ek het die Heilige Gees. Maar dis waar dit begin. Dan, regtig die eerste fase waar kinders vir God begin verstaan, noem ons die intuïtiewe geprojekteerde geloof, en ek gaan dit mooi vir julle verduidelik, dis van 3 tot 6 jaar. Wat gebeur? 'n Kind borsel tande, omdat sy ouers, hy mimiseer hulle. En hulle sê vir hom, dis goed om jou tande te borsel. En hulle lag, want jy lag vir hulle. Hulle kyk wat jy maak. Dis hoe kinders leer, hulle het almal so geleer. Maar wat hulle ook doen, hulle kyk na hulle ouers en sê, maar my ouers lyk nie vir my asof hulle alleen is hier nie. Hier's nog iemand hier. Hulle praat met nog iemand in die kamer. En dan verduidelik die ouer, maar dit is God. En hulle noem daai God liewe Jesus. Want hy, en dan wys hulle die prentjie, daar's ook prente van hom in die kinderbybel, daar's 'n boek wat nou vertel van hom, en hoe hy van kinders hou. So, God hou van jou, hy's liewe Jesus. En so kry kinders 'n bewuslikheid van wie God is. Nou wil ek gou dit vir jou sê. Ek judge niemand nie. Maar as ek luister hoe jy bid, dan weet ek in watter fase jy is. Ek wil sê wat in elke fase, hoe jy tot God bid. Ek moet nie bang wees om vir my te bid nie. Maar ek kan luister as mense bid. Nou hierdie mense bid tot liewe Jesus. En daar's groot mense wat soms ook tot liewe Jesus bid. Dan wonder ek waar hulle is. Hulle moet self wonder waar hulle is, verstaan jy? Want hy sê hulle, okay, dis die eerste fase. Dan daai fasetjie is 'n belang vir kinders Bybelstories te lees en hulle kyk na jou. Weet, die gevreesde kommuniste het gesê, geef my kind tot 6 jaar en ek maak van hom 'n kommunis. Want dis die tyd wat kinders die meeste opvaklik is vir wat hulle sien. Hulle word gevorm dan. So in hierdie tyd as jy 'n ouer is, en nou is almal van ons ouertjies is jonk, getroud, sukkel met geld, weet nie wat om te doen nie, hou nie van oupa en ouma nie, nou maak hulle jou groot, en nou sien jy al daai goed gebeur. Mense moet dink wat jy doen, vir jy kinders het, en geloofsgewys, kyk hulle na jou. Ja, op jy praat in die kerk, en jy gaan nooit so nie, verstaan jy, dis hulle sien dit by jou. Goed, nou die tweede fase, en hier is die gevaarlike fase. Nou kom kinders van 6 tot 10, en hulle leer van reg en verkeerd. En die Bybel het ook 'n reg en verkeerd, die groot 10 gebooie wat ons moet lees. En wat hulle ook agterkom, as ek verkeerd doen, is daar dade. My pa in die ou dae het hulle geslaan, of hulle sê vir jou dis verkeerd, en nou maak kinders ouers hierdie fout om te sê, as jy stout is, Jesus kyk vir jou, hy kyk vir jou, kan jy skaam vir jouself nie. Weet, dis hoe hulle bewuslik maak nou met God, en dan besef hulle, maar God is 'n kwaai God. En ek is in sy hand, en as ek fout maak, ek onthou toe ek in die fase was, toe sit ek al aan die berg en rook in Peru, Gold Donner sigarette. Toe dink ek, as Jesus nou kom, is ek reg uit die hel toe. Dis hoe kinders dink, hulle kan nie abstrakt dink nie. Dit is so, as jy verkeerd is, dan moet jy gaan vergifnis vra. Dis vir ons ouens wat dink, wat iemand wat selfmoord pleeg is dadelik hel toe, is hier. Mense wat dink, en hierdie mense noem in hulle gebed, praat van Here God. Hy's ver, hy's magtig, hy het die 10 gebooie gebring. Daar's niks om te sê Here God nie, maar ek sal nou net sê wat jy eintlik moet bid. En hierdie mense, ek onthou ek het sonsteek ook om daai stadium gekry, was te lank in 'n son by 'n byeenkoms, en toe ons het op 'n stadium, daar's 'n greiling ouetjie, hy het ons karretjies gesteel, en toe sê nag, ons het 'n bende gehad, gaan klip op hulle dak gooi. Toe dink ek het die sonsteek gekry, want ons het vir die greiling boete, jy verstaan, ons het 'n kausale verband, en mense wat by my kom en sê, die Here het my pa gestraf, want hy het kanker gekry, hulle is hier. Verstaan jy hoe hierdie goed jou beïnvloed? Die volgende fase, gelukkig, as jy daar uitkom, is die fase 3, is die vriendskapsfase, is die tienerfase, waar jy Jesus dan ontdek as 'n vriend. Dis wonderlik, want nou ontdek jy vriende. So hy gaan saam met jou, hy help jou as jy moeilikheid het, jy kan alles vir hom sê, jy journal, kinders journal baie daar, en dis great stuff, en hy gaan saam, en jou vriende gaan saam kerk toe, want dit is lekker, want hy is daar, en jy is daar. Probleem met vriende is, hulle verstaan te goed wat jy verkeerd doen. Ons moet kokain probeer, want almal doen dit, jy weet, en Jesus is amper saam met ons daar.
So daar's nie 'n kwaai riglyn van reg en verkeerd nie, maar jy gaan dan uit die ander fase en hier praat jy van Jesus en dis reg so. Maar dan kom jy by die volgende fase, want ek gaan net verduidelik hoe wissel jy van fases. En dan begin jy besef, maar Jesus is nie net my vriend, hy is ook my verlosser. Want hierdie goed wat ek en hy saam gedoen het, want hy het nou nie kokain gebruik nie, maar hy was ook daar, of wat ook al nou, weed gerook nie, beskadig my liggaam, en my liggaam is 'n tempel van God, en dit bring 'n skaamheid by my, en dit verwyder my van God, en Jesus het actually gekom, om al doen ek goed verkeerd, die skuld weg te was, sodat ek versoen kan wees met die Vader. En ek kan sê ek is jammer, en dan vergewe hy my, soos die verlore seun, jy word die verlore seun wat teruggekom het, of die verlore dogter. En dis 'n wonderlike fase om te wees, en dis hierdie fase wat jy partykeer vir jou maat sal wegbreek en sê, ek wil nie nou meer na daai kerk toe gaan wat nie lekker is nie, ek wil na die kerk toe gaan waar hulle van Jesus praat, en verlossing leef, en ernstige goed is. En dis in die fase waar kinders hulle harte vir Here gee. Gewoonlik met 15 of 13 is staan dit 5 en 15 staan dit 7 wat mense hulle verbind. Ek het dit self gedoen op daai stadium, wat jy net besef van jou sonde het, maar weet daar's 'n uitkoms daarvoor. En dan begin jy 'n verhouding bou met Jesus. Maar al hierdie het nog te doen met Jesus, en hier eindig dit dat Jesus het vir my sondes gesterwe. En baie kinders lê belydenis ook hier af, en daai belydenis sê, ek glo in Jesus Christus, my verlosser, en ek weet dat ek ewig sal lewe. En dan stop dit daar. En baie van ons ouers is so bly dat ons geloof seker is, dat hulle sê, dis great. Maar wat het geword van die Jesus wat opgestaan het? Wat het geword van die Heilige Gees wat uitgestaan is? So hier kom die volgende fase. En as jy bly ontwikkel, dan kom jy op 'n punt wat sê, hierdie Jesus wat my verlosser is, en my vriend is, hy het ook opgestaan. En uit die mag wat die bose op my gehad het, en my vashou, het hy gebreek. En toe het hy opgevaar hemel toe. Maar wat het hy toegedoen? Hy het sy gees vir my gegee. Om wat te doen? Om my te help om soos hy te wees. Maar wie was hy? Hy is die tweede Adam. Die tweede Adam is sy bloed, en al die goed van die eerste Adam kom breek het in my lyf. En dan besef ek ook, maar luister, hy het ook 'n Vader van wie hy praat, en daai Vader het die hemel en die aarde gemaak, en het my gemaak, hoe? Soos hulle is. Heilig. En wat is God se heiligheid? Dis sy liefde. En dan lees ek daar in 2 Korintiërs 4, dat hy het sy gees gestee, en hy het ook hierdie selfde lig in my aangesteek, dat die heerlikheid van God deur my kan vloei na ander mense. Inteendeel, die Heilige Gees herinner my altyd van wie ek kan wees in Christus. Die Heilige Gees is die een wat vir my help om vrug te dra, want hy hou my in God. Hy is die voorprater, as ek nie weet wat om te sê nie. Die Heilige Gees is wat my hierdie vrugte in my lewe laat leef, en is hy wat ook die sondige goed in my dood maak as ek hom toelaat. Dis wat ek verstaan van die Heilige Gees. En wat ek net nou gesê het, hiervan lees jy in Handelinge, jy lees dit van Paulus. Daarom moet jy die hele Bybel lees. Hierdie is na my mening die ideaal om by uit te kom. Want Jesus het gekom om homself as die seun van God bekend te stel en te sê, maar ons het 'n Vader en daar's 'n Gees. Nou hoe is dit nou dat jy nie die geestelike familie ken nie? En dit beteken dat jy die heerlikheid by hulle kry. Hulle is die geskenke vir jou. En dat jy met elkeen afsonderlik kan praat, en met elkeen afsonderlike pad kan loop. En ek wil soos by my pa kry ek goed my pa tafels gemaak, my ma het raad gegee, en my broers is nou nog daar, want my pa is nou nie meer daar nie, en hulle ondersteun jou en my suster, verstaan jy? So die Heilige Gees het 'n rol in jou te vervul. En jy sal net 'n vervulde gelowige wees wanneer jy dit verstaan en hierby uitkom. Daar's 'n volgende fase wat die kinders nou niks van hou nie, maar en dit is dat jy bereid is om te sê ek sal my lewe neerlê vir Christus, ek sal sterf, want al die disippels van Jesus wat bankbroeke was toe hy daar was, het marteldode gesterf, selfs Paulus. Net Johannes het nie 'n marteldood gesterf nie. Maar hy was bang, en op Patmos het hom gesien daar. So, maar moenie bekommerd wees jy nou kind is, jy gaan nie nou, jy weet, doodgemaak word, noodwendig, maar dan kan 'n tyd kom wat dit weer gebeur, verstaan jy? Al wat ek wil sê, hulle het vasgestel, dis die 6 fases. Nou,
is die vraag, waar bevind jy jouself? Want die mense in daai 5de fase, as hulle bid, dan sal hulle sê, hulle bid tot of die Vader, of die Seun, of die Heilige Gees, of gebruik al 3. Ja, so hoe as ek die bid, sal ek, wat ek is in daai fase, obviously, ek kan nie die dominee wees en ek is nie daar nie. Dit is genade wat my daar gekry het. Maar ek sal vir die Vader dankie sê vir wat hy gemaak het, vir Jesus, vir die versoening en vir die Heilige Gees bid ek vir krag. En ons gaan volgende jaar 'n gebedskursus aanbied waar jy leer om met die Vader te sit en met hom te gesels. In 'n virtuele ruimte en met Jesus gesels soos jou broer en dan met die Heilige Gees te praat soos jou moeder. En met hulle te gesels, so wat in jou lewe aangaan en hoor wat hulle vir jou sê, dan het jou lewe begin vrug kry. Dan is jy waar die monnike is en die priesters en die nonne, dis wat hulle doen. En kyk waar kom hulle uit. So ons kan baie beter word as wat ons wil. En dis die een wat jy beloof het om vir jou huweliksmaat te wees. Nou is my vraag, waar is jy? Ek wil wees net eerlik met jy, vir my te sê, ek gaan julle opstaan nie, maar kyk bietjie daarna. Ek wil vir jou sê, die Vader wil jou hê daar in die 5de. Die 3 eenheid sê, ek wil hê jy moet weet, ons het jou gemaak, daar is 'n meervoud te sê, in Genesis 1, wat is dit vers 13, wat hy sê, kom ons maak die mense na ons beeld, dit is die Vader, Seun en Heilige Gees, 'n meervoud wat jy daar kry. En ek wil hê, hulle moet weet, hulle is gemaak, dis jou pa, en dis jou ma, en dis jou broer wees, en daai, jy is so gemaak, dis wat hy wil hê, en die heerlikheid daarvan hê, want die koninkryk moet kom. Jesus sê, dis soos ons moet bid, laat die koninkryk kom hier op die aarde soos hemel. So moenie 'n fout maak, dis waar jy moet wees. Maar partykeer moet 'n ou nou maar fases deurgaan. En die volgende vraag is, waar wil jy wees? En dis dalk die belangrike vraag. Nie waar jy is nie, is waar jy wil wees. Hier is die 4 maniere hoe jy kan wissel. Met tyd. Daar's 'n oom wat 80 geword het, was 'n ateïs, hy het 'n groot navolger geword, en toe sê hy, ek het besef, dat dit God is wat die hemel en aarde gemaak het. En ek het hom leer ken as die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mense ons woedend kwaad vir hom. Vat jou dalk 80 jaar om daar uit te kom. Die tweede een is met krisisse. So, met krisisse vra jy klomp vrae. En die groot krisisse in die lewe, wel as jy dood is, dan help dit nou nie eintlik meer nie, maar as iemand anders doodgaan, ongevreesde siektes, as jy trek, as jy jou werk verloor. Dis die 4 groot krisisse in jou lewe, en jy kan nie anders as om dan te vra, waar is God, wie dit gedoen, jy kom nie daardeur sonder om te skuif nie. Maar moenie 'n smart vraat word en sê die Here met jou gaan ry met 'n motorfiets teen 180 kg, dat jy moet, daar's 'n ander ene, die goeie geestelike ervarings, dis hoe mens groei. Die Bybel te lees, kerk toe te kom, Bybelstudies by te woon, kursusse by te woon, dan gaan jy ook daardeur, vinniger as anders. En dan, die 4de een, is om deur hierdie geesgedrewe karakterbehandeling te gaan. Met die Bybel as die handboek en die Heilige Gees as die veranderingsagent, dan verander jy. Nog verder, want as jy in fase 5 is, moet jy dieper in daai fase ingaan. Jy moet, weet in die woord heiligheid vir ons 'n groot probleem geword in die kerk. Maar jy moet al hoe heiliger word, al hoe meer liefdevoller word. Dit is wat die vrug van die Gees is. Al hoe meer diensbaar word. Jy moet meer word soos Jesus. Paulus sê, ons moet opgelei word, sodat ons meer kan word soos Jesus. Dan sal ons minder wees, sê hy in Efesiërs 3, dat ons nie soos kabbel deur die wind verstrooi of deur die golwe op en af gaan nie. Dis 'n ou nonsens praat, sê jy praat nou nonsens man. Dis nie wat in die Bybel staan nie, dis nie hoe God werk nie. Hy het glad nie jou pa doodgemaak of jou ma doodgemaak nie, dis nie so nie. En dat jy jou gawes kan gebruik. En dis die 4 maniere hoe ou kan beweeg. En by die kruispad, hierdie plek, is 'n plek waar ek is die leraar, en hier's ander wat help hier, en al die leiers, wil jou help om te skuif. Nie vir ons nie, vir die Here en vir jou eie vreugde. Om op te hou skaam te wees en te sukkel, en die hoofpad te kan hardloop met volspoed.